Goeiemôre. Ons het vanoggend die voorreg dat Zara de Tooy haar getuienis by ons kom lewer. Zara is 'n 12-jarige dogter wat deur kanker is en sy het begin met Zara se skaapprojek waar sy 'n gebreide skaap gee vir elke kind wat gediagnoseer is met kanker. En ons gemeente neem ook aan hierdie projek deel en sy kom vanoggend sommer net haar pad met kanker en hoe sy die Here se teenwoordigheid in haar lewe ervaar het met ons kom deel. En die teksvers wat vir haar bygedra het tot hierdie projek was natuurlik Psalm 23 waar daar gesê word dat die Here ons herder is. Daarom is ons teks dan ook Psalm 23 vanoggend. Ek wil 2 verse sommer net uit die gedeelte uit deel. Die eerste is die baie bekende, die eerste vers waar hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En dan in vers 5 sê hy, U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Gemeente, as 'n mens gaan kyk na Psalm 23, dan het ons baie keer die idee dat dit eintlik baie goed gaan met Dawid, dat Dawid op 'n baie goeie plek is in sy lewe, want hierdie Psalm word geskryf in 'n baie positiewe toon, naamlik om te sê, hy vind rus, hy vind vrede, hy ervaar die teenwoordigheid van God, ook wanneer hy bang word, dan weet hy dat die Here by hom is. Ook die belofte dat hy soos 'n gasheer oorlaai word met God se goedheid en guns. En tog as 'n mens na vers 4 gaan kyk, dan word die woorde gebruik, selfs al gaan ek deur donker dieptes. En die woordspeling wat hier gebruik word, is juis om te sê, dat hy is besig om deur 'n donker tyd in sy lewe te beweeg. Daarom beweer daar sommige teoloë dat Dawid hierdie Psalm geskryf het met sy seun Absalom se dood. En dan is die ou vertaling eintlik 'n mooi vertaling om te sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Ons hoor in hierdie Psalm dat Dawid nie op 'n goeie plek is nie, maar hierdie Psalm help vir ons om na God te kyk, ook vanuit Dawid se oë. En dan gebruik hy 2 beelde, 2 metafore, om vir ons God se verhouding met ons te beskryf. Die eerste beeld is die beeld van 'n herder, en die tweede beeld is die beeld van 'n gasheer. As mens gaan kyk na die beeld van die herder, dan weet ons dat die herder altyd voor sy skape uitgeloop het, dikwels op 'n harp of 'n lier gespeel het, en die skape het hom gevolg op sy roepstem. As Dawid praat van innerlike vrede en kalmte en rus wat hy beleef, dan is dit nie rus in sy omstandighede nie, maar rus in die belofte dat die Here betrokke is in sy lewe, dat God teenwoordig is. En die feit dat die Here hom voorgaan, dat die Here by hom is, gee vir hom hierdie innerlike vrede en rus. Die ou vertaling sê, U stok en U staf die vertroos my. Nou weet ons dat wanneer 'n skaap weggedwaal het, die herder met sy herderstaf die skaap nader getrek het, of hy 'n put uitgetel het. En ek dink Dawid se troos lê dan ook daarin dat die Here eintlik die aktiewe persoon is in ons lewe, waar hy vir ons beskerm, waar hy vir ons naby hom hou, ook wanneer ons wegdwaal, ook wanneer ons in worsteling is met die Here, is dit hy wat sy herderstaf ook vir ons naby hom sal hou. En daarom dan hierdie belofte om te sê, al gaan hy nou deur 'n donker tyd in sy lewe, is hy nie bang nie, want hy beleef die teenwoordigheid van God, ook in sy lewe as 'n herder. Die tweede beeld is natuurlik die beeld van 'n gasheer. Ons weet dat 'n gasheer die beste voorsit vir sy gaste, en daarom beleef hy dan ook dat hy hier by 'n feesmaal aansit, en dat hy bedien word met God se goedheid en guns. En is eintlik ongelooflik om te dink dat hy dit skryf wanneer hy deur 'n diepte in sy lewe gaan, en hy beleef dan die Here se betrokkenheid en sy teenwoordigheid, ook in hierdie tye van donker dieptes. Ek dink die woord herinner ons daarin dat die Here die herder is wat by ons is, wat vir ons voorgaan, wat vir ons help en versorg, maar ook die gasheer wat ons kom bedien met sy genade tot aan die einde van ons lewe. So mens gaan kyk na Johannes 10 vers 11, dan
word ons herinner dat Christus sê hy is die goeie herder, hy het sy lewe afgelê vir die skape en dat die weg tot verlossing is juis deur hom. En deur Christus het ek en jy hierdie ongelooflike belofte dat ons altyd deel het aan die Here en dat die Here vir ons sorg en dat die Here vir ons as sy kinders ook naby hom hou, ook in tye wanneer ons worstel of wanneer ons deur moeilike tye in ons lewe gaan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons die goeie herder is, wat nie net U lewe vir ons afgelê het nie, maar wat vir ons voorgaan en wat vir ons versorg en wat vir ons help. Amen.